In Genesis 25 lees ons die verhaal van Esau en Jakob. Abraham, na sy dood, het hy alles bemaak aan Isak. En ons lees dat Isak op die ouderdom van 40 getroud is met 'n vrou met die naam van Rebekka. Maar Rebekka was onvrugbaar. En Isak het God gesmeek en Rebekka het swanger geraak. En toe dit baie rof gaan met haar swangerskap, nader sy God en God sê vir haar, binne jou is 2 nasies. Maar die oudste sal die jongste dien. So met daai woord in haar hart, gee sy geboorte. Eerste wat gebore is Esau, en Esau se naam beteken rowwe of harige. En toe word Jakob gebore, en hy was aan Esau se hakskeen, en Jakob se naam beteken, ja, een wat in die hakskeen vashou, en ook dan ook bedrieër. Op 'n dag sê Jakob se ma, wat hom liewer gehad het as vir Esau. Sy sê toe vir hom, om 'n pot lensiesop te maak. Nou Esau was weer die geliefde van sy pa Isak, want Isak het gehou van wildsvleis. Maar Jakob maak toe 'n pot lensies gaar, want hy het geweet dat wanneer Esau van die veld af kom, hy baie honger is. En Esau kom van die veld af, en hy vra vir die lensies, wat Jakob gemaak het, doelbewus, regte tyd. En Esau sê, en Jakob sê toe vir Esau, ja, jy kan van die lensies kry, maar maak 'n belofte dat jy jou geboortereg aan my sal gee. Nou, in daardie tyd, die geboortereg, eersgebore reg, was baie belangrik vir hulle. Dit het behels dat jy dan die stamvader word van die volk, dat jy 'n grotere dubbele deel erf, en dat uit jou geslag dan ook die geslag is waaruit Jesus gebore is. En Isak het sy geboortereg so geminag, dat hy dit verkoop het vir 'n pot lensiesop. Hy wat die eersgeborene was, wat die geboortereg gehad het. Jakob, wat tweede gebore was, wat Jakob gehad het, was 'n pot lensies, maar ook dan die woord van God, toe sy ma swanger was. En omdat Isak dan sy geboortereg so geminag het, het dit toe in die skoot van Jakob geval. Maar wat het Jakob dan verkeerd gedoen? Dit is die woord van God. Dit is die manier hoe hy dit gedoen het, deur te bedrieg. Ons lees dat die feit dat Jakob die pad gekies het, om die woord van God in vervulling te bring, dit vir hom een baie moeilike pad was. Hy het dit self gekies. In plaas daarvan, om God te vertrou, om die woord in vervulling te bring, het Jakob gekies om dit self te doen. Ek het al vertel die storie. Ek was in 'n baie moeilike posisie. En dit het baie rof gegaan. Maar daar was 'n dinge in my lewe wat ek geprobeer het om te verander in my huislike omstandighede, en ek kon dit nie regkry nie. En ek was baie desperaat, en ek word stil, en ek hoor God se stem wat sê, haal jou hande af. Want as my hande op die persoon is, dan kan God die werk nie. Ek kan nie God se werk vir hom doen nie. Ek moet my hande afhaal en God heeltemal vertrou met die persoon. Nou wat Jakob gedoen het, hy het nie vir God die woord gelos, dat God die woord in vervulling moes bring nie. Hy het dit self gedoen.
deur te bedrieg. Wanneer ons in onsself seker dinge in plek wil kry, dan moet ons dit uit die vlees uit doen. Dit maak 'n mens moeg. En dit sekere nagevolge, wat dit vir jouself baie moeilik maak. Wanneer God 'n woord gee, hy sê, wees stil en vertrou. Wees stil en vertrou God met die woord. Wees stil en vertrou God met die belofte. Moet dit nie self probeer doen nie. Want dan kies jy vir jouself 'n moeilike pad. Want as God vir jou belofte gegee het, dan sal hy dit doen. God is nie 'n God dat hy sal lieg nie. Jou belofte sal in vervulling kom, op God se tyd en op God se manier. Maar dan sien ons dat later Jakob met God worstel, met die engel, en toe hy op die heup geslaan is. En daar moes God deel met Jakob, wat self goed wil doen, en self goed wil beplan. En daartoe, toe Jakob verslaan is, toe Jakob sy ego verslaan is, toe Jakob kan insien, dat dit nie gaan oor hom nie, maar gaan oor God. Toe verander God sy naam. Toe word hy Israel, die groot volk van God, waar Jesus gebore is. Maak nie saak watter belofte in jou hart leef nie. Maak nie saak wat jou droom is nie. Miskien is jy moeg gespartel, moeg geprobeer om mense rondom jou te verander. Moeg gespartel met finansiële druk. God sê vir jou, wees stil, haal af jou hande. Hy wil dit vir jou doen. Want God wat vir die mossie sorg, hoeveel te meer sal hy nie vir jou sorg nie. Jy moet leer om God te vertrou. Laat toe dat God jou naam verander, van Jakob na Israel. Gee dit vir hom, gee dit op die altaar. En laat toe dat jy die wonderwerk kan sien in jou lewe. Maar ons het geleer dat alles vinnig moet gebeur. Alles moet kits wees. Ons wil dit self laat in werking doen, of ons glo nie dat God dit sal doen nie. Nou help ons God, en daardeur maak ons vir onsself baie meer moeilikheid. En dan wonder ons waar God is. Haal af jou hande, maak nie saak wat dit is, haal af jou hande. Word Israel, die belofte van God sal in vervulling kom. Ons bid saam. Dankie, Jesus, vir wie is in ons lewe. En ons wil bely dat ons soms so in ons eie hande goed wil verander. Maar soos Jakob wil ons vra dat hy ons naam sal verander. Want ons weet dat in ons leef die belofte kind, Jesus Christus. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.